Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Dit is die 23ste Oktober en die woord vanoggend is die lied in die wind. Markus 4 vers 37 sê en 'n groot stormwind het opgekom en die golwe het in die skei geslaan sodat dit al hoe voller begin word het. Baie van die lewe se winde tussen aanhalingsteken kan miskien seer wees of 'n groot teleurstelling. En hierdie wind kom baie keer so vinnig op. Ander winde kan jy sien opkom. Hulle is 'n bietjie stadiger, maar as die wind begin waai, dan waai hy. En in hierdie winde berei God ons voor vir diensbaarheid. As God 'n groot eikeboom wil laat opgroei, sal hy dit laat plant waar die sterk winde waai en aan die takke kan ruk, en die boom sal dit kan deurstaan, want dit is bedoel om as die koning van die woud sterk te kan staan. So is dit met jou en met my ook. Winde in ons lewe waai nie maar net verniet nie. Soos die woord, God take me, break me, and so he make me. Ek het eendag gelees van 'n koning wat 'n massiewe harp in sy tuin gehad het. En hy het hierdie massiewe harp laat bou. En elke oggend dan staan hy op, want hy was gewoond daaraan dat die wind altyd vroeg in die oggende waai. En niks kon hierdie harp laat speel het nie. En een oggend staan hy op, maar hy sien daar is groot probleme by sy personeel. En soos wat hy vir hulle vra wat gaan aan, is die een al hoe stiller in die gange van die paleis. En hy kom agter, maar iets is groot fout. En toe hy hierdie oggend die venster ooptrek, en hy kyk uit, toe hoor hy iets. En hy hoor sy harp speel. En hy was in ekstase gewees, want uiteindelik het hierdie groot harp van hom gespeel. En almal was so ontsteld om hom. Hulle was so bang gewees, dat hy so kwaad gaan wees, dat die hele tuin se bome en se plante verwoes is, deur hierdie wind wat gewaai het. Maar die koning was nie. Hy was so gelukkig, dat hy uiteindelik sy harp kon hoor speel het. En dit is wat ek en jy vandag na moet uitkyk. Waarvoor is ons gemaak? Want jy sien, dan sal ek en jy die getuienis kan wees van baie dinge wat ons deur is. Nie wat ons beroep is nie, wat ons roeping is. En daardie wind kom, en dit breek jou, en dit waai so kliphard. Hy sê in Jeremia 24 vers 6, en ek sal my oog op hulle slaan ten goeie, en hulle terugbring in hierdie land, en ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en ek sal hulle plant, en hulle nie uitruk nie. Miskien moet ons net in 'n plek gaan, vanoggend van deep worship, van communion, daar waar die Heilige Gees wind waai, soos wat hy in daardie bovertrek ingekom het as 'n rushing, mighty wind. En as jy kyk na die grondtaal vertaling, was dit gewees, glorious voices of fire, wat op hulle koppe kom sit het, en alles verander het. En dan sal ek en jy hoor, wat die Heilige Gees vir ons ook sê, sodat ons ook sal begin lewe spreek, sodat ons ook in God se koninkryk, al het die winde ons so verwaai, so hard teen ons gewaai, uiteindelik daardie harp wees, wat vir die Here tot eer is. Here Jesus, baie dankie vir u bloed vanoggend. Dankie dat ons u bloed kan neem, die bloed tot binne in ons kan vat, Here. En Here, dat ons kan vra, dat u ons asseblief maak, Here, wat u sal behaag, wat vir u goed is. En Here Jesus, as ons vanoggend voel ons is gebreek, en as baie dinge in ons lewe wat ons nie verstaan nie, Here, dan kom ons vanoggend en ons word genees deur u liggaam. Dankie Jesus. Heilige Gees, kom waai u nou deur my. Amen.